Ek wil net sê, die rede dat ek hierdie video gedoen het, is omdat soveel mense reeds gebel het en vra, Prof, wat sê jy hiervan? As ek moet oor en oor vir 300 mense, 200, 300, 400 mense 'n dag nou verduidelik oor hierdie leen van hierdie vredesverbond wat geteken is, wat presies dieselfde is soos oupa Bush, Boon Clinton, Obama, Yasser Arafat en nou Donald Trump, dan gaan ek nie stem mee om verder boodskap op te neem nie. En die studies wat ons daarmee besig is, agterweë bly. Nou kan ek vir die ou sê, gaan kyk na die video, alles is daar. Hierdie onbybelse video sal sekerlik weer vir sekere NAR predikers, dis New Apostolic Reformation predikers, jy kan gaan kyk na die leen van die NAR, dit lê op video. Ek het so 3.500 video's wat op YouTube is. Sal sekerlik weer vir sekere NAR predikers en protestante kerke die basis vir hulle preke vorm, omdat dit geheel en al anders is as wat die bonatuurlike geopenbaarde woord dit vir ons as die bruid van Yahshua geleer het. Die Satan probeer sy beste om onbybelse dogmatiek te saai, om sodoende vrees by oningeligte predikers en mense te veroorsaak, godsdienstige mense. Weet jy wat se vrees was daar nou, 10 dae terug, met Dani Botha se 23-24 September wegraping leens. Mense het goed verkoop, mense het van goed ontslaag geraak. Selfs so met Harold Camping, 19 Oktober 2011. Daar's mense wat geskei is agterna, omdat die man het geglo wat die pastoor gepreek het en die vrou het nie. Op die einde van die dag het hulle alles verloor. Hoe het Harold Camping gesê daai tyd? Hy sê, maak skuld, want die duiwel sit met alles, oomblik as jy weggeraap is. En toe kry hy 'n surprise. Toe word die duiwel weggeraap, toe sit hy met die skuld. Hierdie oningeligte nuusleser gaan verder deur te verduidelik dat die eerste minister van Brittanje, of die United Kingdom, nou moet jy luister, vanaf 6 Oktober, dis nou, 2025, dis vandag, in hulle parlement dit goedgekeur het, dat niemand sonder 'n digitale identifikasie-implanting in die Verenigde State mag werk nie. Wat ons in Suid-Afrika nog nooit besef het nie, is dat ons deur middel van vingerafdrukke, debietkaarte en kredietkaarte reeds gemoniteer word. Ons word opgepas. Ek kom by die bestuurslisensie hernuwingskantoor, gaan by bestuurslisensie hernie, en ek kom by die dame wat my help, en ek het 6 foto's laat neem, want jy doen dit ons voor die tyd vir jou, wat op jou lisensiedokumente kom, bestuurslisensie. En toe ek daar kom, toe sê sy, we don't use your photos anymore, we're taking our own photos. Just look into this machine, I'm going to take a photo. Don't smile, just look straight into the red cross. En toe ek kyk, toe neem sy 'n foto, en die volgende ding, toe is die foto op die skerm wat sy daar, sy sê vir my, are you happy with it? Ek sê yes. Ek stap uit en eers toe besef ek, daai is die foto vir die facial recognition. Niks te doen met die foto wat op my ID kom nie, of op my bestuurslisensie kom nie. Dit is 'n totale facial recognition. Jy of doen dit, of jy kry nie 'n bestuurslisensie nie, en jy sal nie eers 'n tydelike bestuurslisensie kry nie, want jy moet 'n tydelike een kry, as jy nie jou foto gelaat neem het nie. Hulle vat nie meer jou fotootjies wat jy maak, soos op 'n paspoort foto's nie. Daai tyd is verby. It's all facial recognition. Ek kom by die bank, my debietkaart het 'n verval. Ek wil hom gebruik en toe sê hulle my rekening is toegemaak. Ek bel die bank, hulle sê kyk op jou kaart agter jou datum het verval. Ek gaan FNB bank toe, ek stap in, ek sê ek soek 'n nuwe krediet, ek soek 'n nuwe debietkaart. Sy sê sit vingerafdrukke. So jy deur te begin gebruik jy vingerafdruk om die transaksie oop te maak. Jy gee jou bankkaart vir, jy gee jou identifikasiekaart vir. Jy gaan eers jou vingerafdruk, jou regterhand, en dan jou linkerhand, of jou linkerhand se duim, dan jou regterhand se duim.
En toe ek klaar, soos jy sê, looking to the camera, daar sit alles aan. So hulle het al voorheen, terwyl ek by die bank moes gewees het, 'n facial recognition kamera gevat het. Jy doen dit, of so nie kan jy nie by jou geld uitkom wat in die bank is nie. Dis nou. En dis vir almal van ons. Ons kan nie funksioneer sonder dit nie. Dit is nie die merk van die anti-kris nie. Hoor wat ek sê. Dit is nog nie die merk van die anti-kris nie. Maar hier is al trappies. 1 trappie, 2 trappie. Hoe het jy die klein seentjie geleer loop? Van die gesê, kom, 1 trekkie, 2 trekkies. Dis 1 treppie, 2 trekkies. Na die mikroskyfie implanting, wat die einde van die dag gaan gebeur. Ek gaan bank toe om 'n banktransaksie te gaan doen. Alleenlik by die ATM kan jy jou kaart insit, jou PIN insit en jy kan geld trek. Een van die dae is die kontant. Hulle reken by die einde van hierdie jaar behoort die banke kontant by 'n ATM geheel en al te stop. Jy kan met jou app geld oorplaas. Die eerste ding wat daai vrouens my vra, toe ek by die FNB bank is, do you have a FNB app? Ek sê yes, so let's use it. Ek sê, but I don't have my phone with me. So I say, a pity, because everything is on there. We could have just do a couple of notifications, and then you could have picked up your card. Verstaan jy waarvan ek praat? Alles is reeds op ons fone. So dit help jy ons probeer skyn heilig wees en ons dink, alles is alright nie. Alles is nie alright nie. Ons is ingelyf in 'n stelsel in, van jy doen nie een ding onwetend, die volgende ding onwetend, die volgende onwetend, en is als deel van 'n nuwe wêreldtrend op wêreldstelsel, wat ek en u nie kan verander nie. Nou prof, die oomblik as ek my vingerduim het en my facial recognition en ek 'n debiet of 'n kredietkaart het, is ek deel van die anti-kris stelsel? Nee, ek is deel van 'n wêreldstelsel.